In Markus 3 sê Jesus, daar is een sonde wat jou nie vergewe sal word nie. Laster teen die Heilige Gees. Dit is 'n uitspraak wat 'n mens baie ongemaklik kan maak. Want wat is hierdie sonde? Kan 'n gelowige dit pleeg? En hoe weet jy of jy dit nie dalk al gedoen het nie? Jesus laat ons nie in die duister daaroor nie. Sy waarskuwing in hierdie gedeelte kom juis nadat skrifgeleerdes iets baie ernstigs gedoen het met die lig wat God hulle gegee het. Kom ons kyk wat gebeur het. Goeienaand, baie welkom weer by ons aandgodsdiens. Ek vertrou dat almal 'n heerlike lang naweek gehad het. Ons gaan voort met ons aandgodsdiens en ons lees weer uit die evangelie volgens Markus, vanaand uit Markus 3 vanaf vers 20 tot en met vers 30. Daarna het Jesus huis toe gegaan. 'n menigte mense het weer saamgedrom, sodat daar selfs nie geleentheid was om 'n stukkie te eet nie. Toe sy familie hiervan hoor, het hulle gegaan om hom te gaan haal, want hulle het gesê, hy het van sy kop afgeraak. Die skrifgeleerdes wat van Jerusalem afgekom het, het gesê, hy is van die Beelzebul besete, en dit is met die hulp van die aanvoerder van die duiwels, dat hy duiwels uitdrywe. Jesus het hulle nader geroep en hulle met voorbeelde geantwoord. Hoe kan die Satan uitdrywe? As 'n koninkryk onderling verdeeld is, kan daardie koninkryk nie bly staan nie. En as 'n huisgesin onderling verdeeld is, sal daardie huisgesin nie kan bly staan nie. As die Satan teen homself in opstand kom en verdeeld is, kan hy nie bly staan nie, maar is dit sy einde. Bovendien kan niemand in 'n sterk man se huis ingaan en sy goed vat, as hy nie vooraf die sterk man vasbind nie. Eers dan sal hy sy huis kan beroof. Dit verseker ek julle, alles sal die mense vergewe kan word, al die sondige lastertaal wat hulle praat. Wie egter teen die Heilige Gees laster, word tot in ewigheid nie vergewe nie, maar bly ewig skuldig aan die sonde. Dit het hy gesê, omdat hulle gesê het, hy is van 'n bose gees besete. Hier eindig ons voorlesing uit die woord van die Here. Wie 'n kind van God is, luister na die woord van God. Die skrifgeleerdes wat hier na Jesus toe kom, is nie mense wat niks van God se woord weet nie. Nee, hulle kom uit Jerusalem, hulle ken die skrifte. Hulle sien wat Jesus doen. Bose geeste word uitgedryf, mense word bevry. Hulle kan nie wegredeneer dat hier iets buitengewoons gebeur nie. Maar in hulle harte het hulle reeds voorgenem, hulle sal hom nie as seun van God erken nie. Sy gesag, sy aanspraak oor hulle lewe, dit wil hulle nie erken nie. Hulle het hulle self as kenners van God se woord beskou, maar nou kom Jesus en hy ontmasker hulle as mense wie se kennis nie lei tot gehoorsaamheid aan God nie. Hy kom tas hulle gesagsposisie aan wanneer hy mense uit die skrifte kom leer sonder om hom te buig onder hulle skeefgetrekte godsdienstige reëls, en hulle hou nie daarvan nie. Daarom verhard hulle harte teen die evangeliewoord. Daarom gee hulle hier 'n ander verklaring vir die krag waarin hy optree. Hulle sê, hy doen dit deur die mag van Beelzebul, die aanvoerder van die bose geeste. Jesus wys nou vir hulle hoe onsinnig hierdie beskuldiging van hulle is. Hy sê, Satan kan homself tog nie uitdryf nie. Hy kan tog nie sy eie koninkryk afbreek nie, hoe sal hy dit dan doen? En dan verduidelik Jesus wat werklik hier gebeur. Hy sê, niemand kan 'n sterk man se huis beroof voordat hy hom vasgebind het nie. Jesus is die een wat die sterk man kom vasbind. Wat die skrifgeleerdes hier sien gebeur, is Christus wat Satan se mag breek en sy gevangenes bevry. Juis daar lê die erns van wat hulle doen. Markus sê in vers 30 dat Jesus oor laster teen die Heilige Gees gepraat het, omdat hulle gesê het,
dat hy van 'n onrein gees besete was. Hulle kyk na die werk van God en hulle sê, dit is die werk van die bose. Hulle staan voor die lig en hulle noem dit duisternis. Wat is laster teen die Heilige Gees dan? Dit is nie bloot dat iemand 'n verkeerde gedagte oor God het, of twyfel, of in onkunde iets sondigs sê of doen nie. Nee, hier is mense wat 'n groot lig ontvang het. Hulle ken God se woord, hulle word met Christus en sy werk gekonfronteer, maar hulle verhard hulle doelbewus teen die waarheid, hulle verdraai dit tot die teenoorgestelde. Dit behoort ons vandag ook ernstig te laat nadink. 'n Mens kan met die Bybel groot word, jy kan die evangelie goed ken, jy kan teologies goed onderlê wees, en tog kan jy mis wat God in Christus aan jou openbaar. Jy kan Christus se heerskappy verwerp, omdat hy nie in jou denkraamwerk inpas nie. Jy kan aanstoot neem aan wie hy is, aan die mense wat hy red, aan wat hy gekom het om te doen. Daarom is dit moontlik dat iemand die skrifte goed ken en tog ontken dat Jezus die Seun van God is, dat hy werklik uit die dood opgestaan het, dat hy die verlosser is van elkeen wat in hom glo en dat hy die Here is. Die probleem is dan nie noodwendig 'n gebrek aan lig nie, maar 'n weiering om voor die lig wat jy ontvang het te buig. God gee deur sy woord lig oor Christus en oor ons eie sonde. Die Heilige Gees gebruik daardie woord om ons oë oop te maak, om ons sonde aan ons uit te wys, om ons tot bekering te roep. Wat doen ons wanneer daardie woord ons leefstyl, ons denke, ons oortuigings as sondig ontmasker? Ons kan buig en ons kan erken, God is reg en ek is verkeerd. Of ons kan begin wegredeneer wat hy vir ons sê. Ons kan onsself begin regverdig. Ons kan sê ons moet die woord herinterpreteer. Wat daar staan was net vir 'n ander tyd of in 'n ander kultuur geldig. En as 'n mens dan nou so hierdie waarheid wat God aan jou bekend maak, doelbewus en volhardend bly verwerp, en uiteindelik dit wat van God kom, as vals of boos afmaak, dan moet jy weet, jy beweeg op die gevaarlike terrein waarteen Jezus hier waarsku. Dit is presies wat die skrifgeleerdes gedoen het. Die lig het voor hulle geskyn, maar hulle wou nie daarvoor buig nie. Uiteindelik het hulle die werk van God se Gees, die werk van die Satan genoem. Daarvan het Jezus gesê, wie teen die Heilige Gees laster, word tot in ewigheid nie vergewe nie, maar bly ewig skuldig aan die sonde. Miskien is dit tog goed dat ons hier ook sê, hierdie teks is nie bedoel om 'n gebroke gelowige in wanhoop te laat val nie. Nie elke sonde, nie elke bose gedagte waarin 'n gelowige hom teen God verset en waarvan hy hom weer bekeer, is sonde teen die Heilige Gees nie. Petrus het vir Jezus verloon en hy is in sy apostelambt herstel. Paulus was 'n lasteraar, hy was 'n vervolger van die kerk van Jezus en tog het hy genade ontvang. As jou sonde jou bedroef, as jy Christus in jou sonde nood aangryp, as jy na hom toe wil kom vir vergifnis, is jou hart klaar anders as die verharde harte van hierdie skrifgeleerdes. Jezus waarsku ernstig, maar terselfdertyd roep hy sondaars ook op om hulle eie harte en hulle eie lewens te ondersoek. Waar staan jy wanneer die Heilige Gees die lig van God se woord oor jou lewe laat val? Waar staan jy wanneer die Heilige Gees jou onomwonde die waarheid wys, wanneer hy in jou werk, wanneer hy jou onrustig maak oor die pad waarop jy is, wanneer hy jou bewus maak van jou sonde en jou ongehoorsaamheid voor God?
Verhard jy jou hart, omdat daardie woord jou dalk nie pas nie? Omdat dit nie inpas in jou denkraamwerk of jou paradigma nie? Bly jy jou eie posisie verdedig asof jy met God kan en wil arm druk oor die waarheid? Maak jy sy waarheid as valsheid af, sy lig as duisternis en dwaasheid? Of buig jy voor hom? Bely jy jou sonde? Vind jy in hom die weg en die waarheid en die lewe? Die Heilige Gees wys jou nie jou sonde om jou van Jesus af weg te dryf nie, maar juis om jou na die Verlosser te bring by wie daar werklik vergifnis is. Wanneer hy vandag met jou praat, moenie jou hart teen hom verhard nie. Amen. Kom ons bid dan nou saam. Hemelse Vader, ons buig voor U omdat U groot en goed is. So het U Uself in U woord aan ons bekend gemaak en so leer ons U ook in ons eie lewe ken. U sorg vir ons, U weet wat ons nodig het, U weet wat vir ons goed is. Here, wanneer ons U woord hoor, werk deur U Gees ook in ons harte. Bewaar ons daarvan dat ons teen die lig en die waarheid van U woord ons harte verhard. Breek ons trots af, Here, die hardheid van ons harte en ons onwilligheid om voor U te buig. Gee dat ons Jesus Christus sal ken en sal bely as Here, ook oor ons eie lewe. Leer ons om sy woord oor reg en verkeerd te aanvaar, selfs wanneer dit ons ontmasker en ons tot bekering roep. Here, hoor ons wanneer ons saam voor U buig. U ken elkeen van ons se lewe, elkeen van ons se nood. Wees naby die wat swaar kry. Gee genesing daar waar daar siekte is, voorsien waar daar gebrek is, troos waar daar hartseer is, en gee ons genade vir elke dag. En wanneer U ons sonde aan ons wys, laat ons nie van U wegvlug nie, maar laat ons vlug na Christus, hom by wie daar vir ons vergifnis is. In sy naam bid ons dit alles. Amen. God se woord keer nooit leeg na hom terug nie. Hy gebruik dit om mense se harte en lewens te verander. Stuur daarom hierdie opname aan iemand wat vandag nodig het om die woord van die Here te hoor. Vir nog Bybelvoorlesings en skrifgebonde woordverkondiging, volg gerus Gelowig op Pad op Facebook of YouTube of sluit aan by die WhatsApp kanaal waarvoor die skakel hieronder gegee word. Tot 'n volgende keer, vrede vir jou.